as kind van die Here, as kind van God, dink ons anders. As kind van God, praat jy anders. As kind van God, kyk jy anders. As kind van God, leef jy anders. Jy leef nie soos hierdie wêreld nie. Ja, ons is in die wêreld, maar ons leef nie soos die wêreld nie. Ons kan nie kom en sê, ja, maar almal doen dit. Ja, maar dis menslik, dis maar hoe mense is. Ons is kinders van die Here. Nou, in hierdie wêreld sê Jesus, sal julle dit moeilik hê, maar onthou, ek het die wêreld oorwin. Dit beteken dat ek en jy ook die wêreld kan oorwin. Dit beteken, as ons doen wat die Here sê, dan kan ons die wêreld oorwin. As ons luister vir die Here, as ons geloof in die Here is, as ons my vertroue in die Here is, dan oorwin ons hierdie wêreld. Dan maak ons nie soos die wêreld nie. Ons leef in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons leef op 'n ander manier. Nou, Psalm 23 is 'n bekende psalm wat ons almal ken, maar die laaste tyd het iets my nogal geraak, en dis vers 4. En dan lees ek vir jou die nuwe lewende vertaling. Hy sê, wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my, die stok en die staf beskerm en vertroos my. En hierdie woordjie loop, dat ja, jy gaan baie keer deur 'n donkerte, jy gaan deur duisternis, jy gaan deur moeilikheid, maar wat belangrik is, bly loop. Moenie gaan sit nie, moenie gaan sit in top nie, moenie gaan sit in bekommer nie, moenie wakker lê nie, moenie op 'n plek kom en jy's benoud en jy weet nie wat om te doen nie. Wees soos Dawid sê, ek loop deur die kloof, ek loop deur die donkerte, ek hou aan loop, want U is by my, die stok en die staf beskerm en ondersteun my. Dis so waar, 'n stok, 'n staf, as daar gevaar kom, dan slaan ek, dan beskerm ek en ondersteun. Met ander woorde, ek tel jou op, die stok dra dalk die sak, die stok is daar om my, die staf is daar om my te beskerm. En dan sê hy, die stok en die staf, so, daar's twee goed wat kom en beskerm, dan besef, God is met my, maar hy beskerm my ook, die Here is saam met my. Nou sê 1 Timoteus 1 vers 7, dan skryf Paulus aan die pastoor van die gemeente daar, dan sê hy, luister, onthou dat die Heilige Gees in jou woon, en wakker hierdie gawes aan, wakker dit aan, vier dit aan, dit wat die Heilige Gees in jou werk. Hy sê, want God jou nie 'n gees van vreesagtigheid gee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So, ons is nie soos die wêreld wat weghardloop en sy emosies weghardloop en bang en benoud en vreesagtig is nie. Nee, ons kinders van die Here wat 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing het. Krag om aan te hou loop, aan te hou te beweeg en sê, yes, ek beleef dalk nou 'n krisis, maar ek loop deur dit, ek gaan vorentoe. Liefde om in daardie situasie nie sonde te doen, verkeerde goed te doen nie, maar steeds liefde te hê en selfbeheersing. Maar weet jy, baie keer as jy in 'n krisis is, moet jy leer om jou mond te hou. As jy baie keer in 'n krisis is, moet jy leer om nie te worry nie. As jy baie keer in 'n krisis is, moet jy nie uitkomste soek wat verkeerd is nie. As jy baie keer in 'n krisis is, dan moet jy bly bid, jy moet bly vra, jy moet bly die Here prys en sê, Here, ek kan bid, Here, ek prys U. Selfbeheersing, nie wil weghardloop nie, om kind van die Here te wees. Sê, luister, God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dan is dit ook Dawid wat sê, ek loop deur die nag, ek loop neer die donker kloof, en ek gaan daar deur, en die Here is naby my. En weet vandag, dat God met jou is, en net omdat jy besef, God met jou is, kom daar vrede in my. En weet, luister, ek is nie alleen nie, die Here is saam met my. Dankie dat jy op God vertrou. Kan ek saam met jou bid, net daar waar jy is. Here, ek bid vir elkeen wat nou na my luister. Dan bid ek dat U hulle sal bewus maak dat U by hulle is, dat hulle U stem sal hoor. Baie keer vra mense, as ek net kan hoor, Here, dat hulle kan hoor, U is by hulle en U praat met hulle. Here, en ek bid vir U genade en U vrede oor hulle, en ek bid vir U guns, in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.